Goeiemôre almal, maandagoggend, vandag is dit die 20ste Julie, dis die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gryber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie 3 kategorieë vir ons gee oor wysheid. Ons weet dat wysheid kom beslis nie van onsself af. Wysheid kom van God af. Ons het God nodig. Ons het God nodig vir wysheid. Hy sê ook in sy woord dat as ons wysheid nodig het, moet ons dit afbid. Maar kom ons gaan lees 'n paar verse in God se woord oor wysheid. Nou die wysheid behoort aan God, Job 12:13, by God is wysheid en krag, by hom is raad en insig, Psalm 111 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here, die roem van die Here hou altyd stand. Daniël 2 vers 20 tot 22, Daniël het gesê, mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort, hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en aan die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelik en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is, by hom is die lig. Dan 1 Korintiërs 1:30, aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. God gee ook wysheid. Spreuke 2 vers 6 tot 7. Dis die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en insig. Hy laat eerlike mense sukses behaal en hy beskerm die wat onberispelik lewe. Prediker 2 vers 26a, vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Halleluja. Efesiërs 1 vers 16 tot 17, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Halleluja, is dit nie awesome, dat God se woord net so ryk is in wysheid nie. Jakobus 1 vers 5, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorberei en sonder verwyte. Wysheid kom eers, Spreuke 4 vers 5 tot 8. Sorg dat jy wysheid bekom en insig. Moenie my woorde vergeet en daarvan afwyk nie. Maak die wysheid jou metgesel. Dit sal jou beskerm. As jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar. God is wysheid. Hy bestaan uit wysheid. Daar is geen beter persoon wat vir ons wysheid kan gee as God self nie. Die wysheid kom eers, sorg dat jy wysheid bekom. Gee alles wat jy het om insig te kry. Slaan dit hoog aan, dan sal dit aan jou aansien gee. Dit sal jou 'n man van betekenis maak as jy dit vasgryp. Spreuke 8 vers 11 tot 12. Ek, wysheid, hier praat God self, is kosbaarder as edelstene, wat jy ook al as baie werd beskou. Teen my weeg dit nie op nie. Ek, wysheid, het die verstand, ek het die kennis en ek het die skranderheid. Halleluja. Jakobus 3 vers 17 tot 18. Maar die wysheid wat van bo kom is allereers sonder bedoelings en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie werke, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en moet dit gebruik om vrede te maak. Halleluja. Kom ons bid saam en ons vra die Here dat hy vir ons wysheid sal gee in elke saak wat op ons pad kom. Almagtige God en Hemelse Vader, wees ons soos U. Here, U is wysheid. Niemand het die kennis wat U het. Niemand het die wysheid en die insig wat U het. Here, daarom kom ons en vra, Here, dat U vir ons wysheid en kennis en insig sal gee in sake wat op ons pad kom. Sodat ons sal weet, as iemand iets van ons vra, hoe om hulle te antwoord. Here, want U het dan vir ons die wysheid gegee om dit met hulle te kan deel. Dankie, Here, vir U barmhartigheid en U genade op ons lewe. Dankie dat U ons by die hand vat en ons lei en ons beskerm en ons net deur hierdie lewe help. Dankie, Here, dat ons na U toe kan uitroep en sê, Abba Vader, Here, help my in hierdie omstandighede. Here, gee vir my wat ek nodig het om te sê. Here, sodat ek nie uit myself uit sal praat nie. Aan U kom toe al die